Hartlike welkom by vanoggend se erediens. Van waar ook al af jy kyk, dit is so lekker dat jy inskakel. Stel jy vir 'n oomblik voor, twee Galileese osse staan voor 'n veld. Tussen hulle 'n massiewe, handgekapte houtbalk wat hulle nekke aan mekaar bind. 'n juk. Vir die mense wat na Jesus geluister het, was hierdie nie 'n plaaswerktuig nie. Dit was 'n simbool van daaglikse in hulle eie lewe wat hulle herinner het. In daardie tyd het elke rabbi sy eie juk gehad. En die juk was nie net sy interpretasie van die wet nie, maar dit was sy hele identiteit, sy hele leefstyl. En as jy na 'n rabbi toe gegaan het en vir hom gesê het, leermeester, ek neem u juk op my, dan het jy eintlik gesê, ek skryf alles af wat ek ken van hoe ek lewe, en ek volg jou lewe, hoe jy goed doen, hoe jy die reëls volg. So hierdie juk is baie meer as net 'n ding wat om 'n os se nek gehang het. En as ons die agtergrond van 'n skynwerker vat van Nasaret, en hy kom voor en hy sê, maar julle mense is moeg vir lewe. Julle mense is moeg en gespook met genoeg wees en moets en moenies. Ek wil julle juk wegvat. En ek wil julle vry laat loop. En ek wil dit doen deur om julle juk te ruil vir myne. En vandag gaan ons kyk, hoekom is Jesus se juk nie 'n lewe van las nie, maar 'n manier van asemhaal. Ons gaan ontdek dat sy juk sag is, en hoekom dit sag is. Dit is nie omdat hy niks vra nie, maar dit is omdat dit perfek ontwerp is om ons te pas. Kom ons bid saam, en dan wy ons die oggend aan Vader. Vader, ons kom vandag voor U, en ons herken dat ons dikwels hier sit met liggame wat teenwoordig is, maar harte wat iewers anders rondhardloop. Ons bely dat ons die vrag van die wêreld op ons nekke voel, die vrees, die gejaag na meer en die druk om genoeg te wees. Here, ons bid dat U deur U Heilige Gees net ons sal aanraak. Dat ons inner geraas sal stil word as ons na die uitnodiging van Jesus luister. En Vader, maak ons oë oop om te sien wat se juk ons vandag dra. En gee ons die moed om vandag die vrag van ons eie skouers af te haal en na U toe te draai. Ons bid dat U woord ons vandag nie net ons ore tref nie, maar ook sal toelaat dat ons harte kan asemhaal. Ek bid dit in U naam alleen. Amen. In Matteus 11 vers 28 tot 30 sê Jesus die volgende. Sê, kom na my toe, almal wat uitgeput en oorlaai is. Ek sal vir julle rus gee. Neem my juk op julle en leer van my, want ek is sagmoedig en nederig van hart, en julle sal rus kry vir julle gemoed. My juk is sag, en my las is lig. En liewe vriende, ons kyk vandag na mekaar, en as ons mekaar vra, hoe gaan dit? Die 9 uit 10 keer is die antwoord dieselfde. Nee, wat? Dit gaan goed. Maar ek is moeg. Ek voel verskriklik moeg. Ons lewe in 'n generasie wat kronies uitgebrand is. Ons het die nuutste slimfoon om ons dag te beplan en ons tyd te bestuur. Ons het vinniger internet dat ons nie hoef te wag nie. Ons het vitamines vir energie, ons het hierdie vir daai.
Ons vlieg gou af see toe vir 'n vakansie, en as ons terugkom van daai vakansie af, 3, 4 dae later is daai moeg, daai las, daai swaar weer terug. Maar hoekom? Hoekom kom dit so vinnig terug? Ons fundamentele fout wat ons maak, is ons dink ons het 'n skedule probleem, terwyl ons eintlik 'n hartprobleem het. Jesus kyk in Matteus 11 na mense wat uitgeput en oorlaai is. En die Grieks beteken hierdie woord vir oorlaai iets wat van buite af op jou gepak is. En dis die wêreld se juk. Die wêreld waarin ons lewe het 'n baie spesifieke juk wat op jou nek afdruk. Dis die juk van ek is wat ek doen, die prestasie. Ek is wat ek besit, die besitting. En die een wat die meeste mense onderkry, ek is wat ander van my dink, die status. Wanneer jou hart gevul is met hierdie dinge, dan word jou lewe 'n wedloop van eindeloosheid. Jy probeer die vrag trek wat nie gemaak was vir mense om te trek nie. Jy probeer die vrag trek van perfeksie. Jy probeer die vrag trek van almal tevrede stel. Jy probeer die vrag trek van 'n toekoms wat jy alleen moet waarborg. As jou hart vol is van die wêreld se bekommernisse, kan jy vir 12 ure slaap en steeds uitgeput wakker word. Want jou liggaam rus op 'n kussing, maar jou hart is nog steeds besig om in die stof te soeg onder die juk van, is ek genoeg? Die wêreld sê vir jou, werk harder, dan sal jy eendag kan rus. Jesus sê, die rede waarom jy moeg is omdat jy die verkeerde juk dra. Jy dra 'n juk van selfverlossing. Jy probeer jouself red deur harder te probeer en dit is 'n las wat jou siel sal knak. Ons moegheid is 'n bewys dat ons harte gevul is met die dinge wat nie bevredig nie. Ons probeer die wêreld se honger stil met die kos wat van die wêreld afkom. En dit los ons steeds ongevoed en emosioneel gedaan. Ons soek 'n oplossing vir ons moegheid op die verkeerde plekke. Ons dink, as die wêreld net 'n bietjie stiller kan word, sou ons kon rus. Maar die waarheid word so mooi in Spreuke 4 gesê. Spreuke 4 vers 23 sê, wees veral versigtig met wat in jou hart omgaan, want dit bepaal jou hele lewe. Sommige vertaling gebruik ook Psalm 46 vers 11, wat sê, bedaar en erken ek is God. En in sekere vertalings sê dit, word stil. En hier lê ons grootste krisis. Ons probleem is nie dat God stil is nie. Ons probleem is dat ons nooit stil word nie. Ons harte raas met planne, die sorge en die juk van moeds, dat ons nie meer die stem van God kan hoor nie. Die stem wat sê, ek is God. Ek is hier. Ons probeer God wees in ons eie lewens. Ons probeer alles beheer en alles regmaak. En dit is die swaarste juk wat enige iemand kan dra. Jy kan nie bedaar as jy nie glo dat jy nie op... Ekskuus, ek gaan net een sinnetjie terug. Okay. Jy kan nie bedaar as jy nog glo die hele wêreld rus op jou skouers nie. Dis eers wanneer ons ophou veg onder daardie wêreldse juk,
Wanneer ons regtig stil word en erken dat hy God is en ons nie, kan ons vandag die uitnodiging van Jesus hoor? En dit bring my by die tweede punt. Nadat Jesus die diagnose gemaak het, van dat ons uitgeput is, dat ons uitgeput in ons harte is, gee hy vir ons nie 'n lysie van 5 stappe wat ons kan neem om rus te kry nie. Hy gee vir ons 'n uitnodiging. Kom na my toe. Dit klink so eenvoudig, amper te eenvoudig. Maar in hierdie 3 klein woorde lê daar 'n reuse keuse wat oopgesluit word. Want om na Jesus toe te kom, beteken jy moet ophou om na ander dinge toe te hardloop. Wanneer ons moeg is, waarheen hardloop ons? Waarheen hardloop ons gewoonlik? Ons hardloop na vermaak toe. Ons hardloop na gedagtes toe. Ons hardloop na sosiale media toe om onsself te vergelyk. Ons hardloop na werk toe om onsself te bewys. Maar Jesus sê, kom na my toe. Dis 'n uitnodiging tot 'n ruiltransaksie. Jy kan nie Jesus se juk opneem en om jou nek vasmaak as jy nog die wêreld se juk nog op jou nek het nie. Jy moet hom eers neerlê en dan Jesus se juk optrek. Nou, in die antieke tyd was die kom na 'n rabbi toe 'n daad van vrywillige onderwerping. Jy het gesê, Rabbi, ek vertrou u interpretasie meer as my lewe. Om na Jesus toe te kom, beteken om te erken, maar Vader, my manier van lewe het my uitgeput gelos. My planne het my leeg getap. Ek gee die stuurwiel oor. Let op wat Jesus hier sê. Hy sê nie, ek gaan die vrag wegvat, ek gaan die verantwoordelikhede wegvat, ek gaan jou laat vry loop in die veld nie. Hy sê, neem my juk op julle. En dit klink amper soos 'n teenstryding van, maar ons haal nou hierdie een juk af en ons trek die volgende juk op. Maar die juk wat hy aanbied, gee hy vir ons die geheim. Rus word nie gevind in die afwesigheid van verantwoordelikhede nie. Rus word gevind wanneer jy ingespan is saam met die regte persoon. Wanneer jy ja sê vir Jesus se uitnodiging, sê jy eintlik, ek gaan nie meer probeer om die lewe op my eie trek nie. Ek gaan in pas met u loop. Die uitnodiging is nie vir mense wat alles onder beheer het nie. Dit is vir die uitgeputtes, die gestrestes, die moeg mense. En dit is 'n keuse van gehoorsaamheid wat sê, ek hou op om te veg teen my moegheid. En ek begin rus in die teenwoordigheid. Dit is die oomblik waar ons die moeds van die wêreld vervang met die mag van genade. Jesus nooi ons nie uit na 'n nuwe stel reëls nie. Hy nooi jou uit na 'n nuwe verhouding. En wanneer jy kies om hierdie gesproke juk van die wêreld neer te lê en in pas met hom te stap, begin er iets gebeur bonatuurlik in jou hart. Die gejaag in jou gedagtes word stil. Want skielik trek jy nie meer alles alleen nie. Skielik is die gewig van die wêreld nie meer op jou alleen nie. Jy ontdek dat die swaarste deel wat gedra word nie meer daar is nie. En dit is wat Jesus bedoel met rus.
Dit is 'n geskenk wat die hart weer kan laat asemhaal. En die derde punt, wat gebeur wanneer ons hierdie juk aantrek? En hoekom is hierdie juk gemaak vir ons? As ons sê, Jesus bied weer 'n hart wat weer kan asemhaal, moet ons die vraag vra, maar hoe werk dit prakties? Hoe kan 'n juk, iets wat gewoonlik met werk geassosieer word, vir ons rus gee? En vers 29 en 30 gee Jesus vir ons die geheim. Hy sê, neem my juk op julle en leer van my, want ek is sagmoedig en nederig van hart. En julle sal rus vir julle gemoed kry. My juk is sag en my las is lig. Onthou Jesus se agtergrond as 'n skynwerker. In daardie tyd was die jukke uit groot houtbalke gekerf. En as 'n juk sag gemaak was, het dit nie die os se nek rou geskaaf nie. Dit het nie wonde veroorsaak nie. As die juk nie reg gemaak is nie, dan skuur dit en dit krap en dit breek die vel oop. Maar 'n goeie skrynwerker, soos wat Jesus was, het 'n juk gemaak wat sag was, wat gemaak was vir die os se nek. En hierdie sag, die Griekse woord Christo, beteken goed gepas. Dit is 'n spesiale vorm wat daardie spesifieke dier die vrag laat versprei sonder om dit seer te maak. Sy hart bepaal die gewig. Jesus se hart is sag en nederig. Die wêreld se hart is trots. Die wêreld sê, as jy 'n fout maak, is jy uit. Jesus sê, ek sagmoedig en nederig. Sy juk gaan ons nie skaaf nie, sy juk gaan nie ons siele beseer nie, want hy hanteer jou met genade. En wanneer jy 'n fout maak onder Jesus se juk, skop hy jou nie uit nie. Hy help jou op. Die rus wat ons vind, lê in die feit dat ons nie meer 'n harde taakmeester het nie, maar 'n liefdevolle verlosser. In die antieke tyd het hulle gewoonlik 'n jong os saam met 'n ouer sterk os gesit. En die werk was dat die jonger os net in pas moes geloop het saam met die sterker ou os, want die meeste van die gewig was in elk geval deur die sterk os gedra. En dit is wat ons vandag moet sê. Vader, ons loop in pas met U. En die resultaat, as ons al hierdie goed bymekaar sit, dan vind jy rus vir jou gemoed, psigies en geestelik hier binne. Dit is rus van veiligheid. Dit is die wete dat die uitkoms van jou lewe nie van jou eie krag afhang nie, maar in sy getroue genade. En wanneer ons sy juk dra, raak ons harte stil, want ons hoef nie meer te bewys wie ons is nie. Ons is klaar geliefd. Ons hoef nie meer te beklei vir ons plek in die wêreld nie. Ons het klaar 'n plek aan sy tafel, en dit is die juk wat ons moet dra. So wanneer jy vandag hier uitstap, en jy is moeg omdat jou kalender te vol is jy moeg omdat jou kalender te vol is, of is jy moeg omdat jou hart te vol is? Jesus staan vandag voor elkeen van ons, met 'n uitnodiging wat al 2000 jaar oud is, maar nooit so nodig soos nou nie. Hy vra jou nie om harder te probeer nie. Hy vra jou om jou juk te verruil. Los die wêreld se juk vandag. Die moeds, die moenies, die presteers. En sit dit by sy voete neer. Klim in sy juk in, wat gemaak was vir jou. Leer by hom hoe om 'n lewe uit genade, nie uit dwingery nie. Want slegs by hom sal ons rus vind waarvoor jou siel geskep is. Slegs by hom sal jou hart weer kan asemhaal. Amen.
Vader, dankie dat U nie nog 'n harde taakmeester is nie en ons net laai met reëls en verwagtinge nie, maar dat U 'n sagmoedige meester is wat ons uitnooi na rus toe. Ons bring nou elke hart na U toe wat uitgeput en oorlaai is en ons lê die wêreld se juk neer. Die wêreld se juk van prestasie, van status en bekommernisse. En ons kies vandag aktief om U juk op te neem. Vader, help ons om in pas met U te loop, wetend dat die swaarste deel van die vrag nie deur ons gedra word nie. Mag ons hier uitstap met die wete dat ons rus nie van ons omstandighede afhang nie, maar van die verhouding met U. Dankie dat ons in U nabyheid weer kan asemhaal. En Vader, seën asseblief vandag elke een wat hierdie ruiltransaksie van genade maak. En dankie dat ons dit na U toe kan bring. Amen. Ontvang gerus die seën. Mag jy liefde, vrede en vreugde ervaar in hierdie week wat kom. Mag die wêreld se juk nie meer 'n las op jou skouers wees nie, maar mag Jesus se rustige, sagte juk in jou lewe inkom. Mag jy in pas met hom loop en weet, hy trek die las saam ons. Amen. Daaronder gaan 'n skakel verskyn as u finansiëel wil bydra. En as daar nog tyd is in die oggend, kom deur kerk toe, kom drink 'n koppie koffie saam ons. Dit sal lekker wees as julle saam kom kuier.